Goed. Nou ja, as we nou vanmiddag aangaan by Sondag 25, nee. Ja. OK. Maar kom ons bid eers voor ons begin. Ons Vader, baie dankie dat ons vanmiddag weer hier saam kan wees. Dankie Here dat ons in die leer van U evangelie besig kan wees. En ons wil bid dat U deur U Gees ons sal help, ons verstande sal wakker maak, ons sal verlig en dat U ons sal verstand gee om te verstaan en geloof om te glo en bekering om te bekeer. En 'n begeerte om U te ken, Here. Dankie dat ons so na U toe kan kom. Amen. Goed, wat staan in julle, wat skryf hom Atte hierso by Sondag 25 se opskrif? Ek wil net eens kyk. Die woord en sakramente. Die woord en sakramente. Nou, in die katekismes staan daar ook, in die katekismes, die heilige sakramente, Sondag 25 tot 30. So dit is 'n afdelingkie waarmee ons nou gaan begin. Die heilige sakramente. OK. Nou, kom ons dink net 'n bietjie, waar in die katekismes is ons nou op die oomblik? Ons dink 'n bietjie as ons nou net ek het net hierdie goed hier reg gesit. Ek moet so indink ek, eerder. As hy. So ja, ek wil nie. Ek maar aan. Sondag 1. Sondag 1, wat is die groot tema van Sondag 1? Dit is ons enigste troos in lewe en sterwe. Wat is ons enigste troos in lewe en sterwe? En wat is dit? Dat ons aan Christus behoort. Dat ons aan Christus behoort. Goed, kom ons skryf hierso. Christus behoort. OK. En as ons 'n bietjie praat oor aan Christus behoort, wat sê dit vir ons oor ons groot krisis, waarvan ons troos nodig het? Van nature behoort ons aan ons lewe vir dit, hè? Ons wil ons aan onsself behoort. Ons wil self Here van ons lewe wees en God van ons lewe wees. Maar wat gebeur dan? Dan word ons slawe van wie en wie? Van Satan. Satan en sonde. En ons is onder die oordeel van God. Dis ons krisis. Nou kom Christus. En ons enigste troos is dat ons nou aan hom behoort. Nou, wat het hy gedoen dat ons aan hom kan behoort? Ons bevry van die sondeskuld. Goed, hy maak ons vry van die sondeskuld. En hoe doen hy dit? Met sy, wat sy soort bloed? Kosbaar. Met sy kosbare bloed het hy betaal vir ons sondeskuld. En toe het hy wat gedoen? Toe het hy ons Onder die mag van Satan uit die mag van Satan bevry, nê? En wat doen hy met ons in hierdie verlossing waaraan hy ons inbring? Hy bewaar ons sodat daar nie een haar van ons kop afval as dit nie die wil van ons Vader is nie. Dus, kyk na die goeders wat hy doen. Hy betaal vir ons sondeskuld. Hy bevry ons uit die mag van die bose. Hy bring ons in die koninkryk van sy Vader en daar word ons kinders van die Vader. En daar bewaar hy ons sodat daar nie een haar van ons hoof afval as dit nie die wil van ons hemelse Vader is nie. Hy verseker my ook deur die Heilige Gees van wat? Van hierdie saligheid van my. En hy maak my en maak my gewillig om voortaan van te lewe. Hy maak my gewillig om voortaan van te lewe. En daar is die lewensvolheid. Daar kom die lewensvreugde nou weer terug ook, nê? Daar kom die begeerte na God en om God te geniet. Want kyk wat doen hy vir my. Nou, goed so, dit is die groot ding. Nou is daar 3 dinge wat jy moet weet. 3 dinge wat ons moet weet om te deel in hierdie troos. Wat is die eerste? Groot en sonde en ellende is. Kennis van sonde
plus ellende, kom ons maak dit so. Sondag wat tot wat? 2 tot 5. Sondag 2 tot 5. As jy vir my kort opsom in Sondag 2, dis nie Sondag 2 tot 5, dis Sondag 2 tot 4. 2 tot 4, nou. Kort opsom, wat? Waaruit ken ons ellende? Uit die wet van God. Wat is God se wet? Liefde vir God en ons naaste. Liefde vir God en ons naaste. Kan jy dit nakom? Nee. Hoekom nie? Ons natuurlike neiging God en ons naaste te Natuurlike neiging God en ons naaste taak. Het God ons so sleg gemaak? Nee, hy het ons goed gemaak na sy beeld. Goed en na sy ewebeeld. Waar kom hierdie sonde van ons dan vandaan? Hierdie verdorwe natuur. van die sondeval in die paradys. Ja, van ons eerste ouers, nee, daar het ons natuur so verdorwe geword. Want ons kom daar agter die hele ding wat ons in Romeine 5 ook leer. Ons Adam is die boom, ons is die takke in die boom. Dit wat Adam doen, word ons sin. Ons is die takke en ons kry Adam se natuur, ons kry Adam se skuld. Dis waar ons krisis is, nee. En daarom is ons so verdorwe dat ons geneig is tot alle kwaad, glad nie in staat om iets goeds te doen, behalwe as ons weergebore word hoe? Deur die Gees van die Here. Nee, deur die Heilige Gees. Okay. En nou is die vraag, maar vra God dan nie van ons iets vreesliks nie? Ek bedoel, half en half onregverdig, ons kan dan nou nie meer iets doen nie, ons is dan geneig tot alle kwaad. Eis God nie van ons iets wat ons dan nou nie kan doen nie, is dit nie onregverdig? Nee, want hy het ons geskaap om dit te kan doen. Ja, want hy het die mens geskape, nee, dis belangrik al by Sondag 4, die mens, Adam, en ons is in Adam, en in Adam het hy ons geskep om hierdie goed te kan doen. Daarom hou hy ons kwaadlik daarvoor, en skuldig daarvoor, en is ons verantwoordelik ook, nes Adam. Okay? Maar is God dan nie 'n God van liefde, dat hy dalk net hierdie goed sal vir ons oorsien nie? En want hy is ook 'n regverdige God. Hy is ook 'n regverdige God, hy is God, en hy is alles gelyk, en daarom moet hy as regverdige God ook die oordeel bring. Maar is daar dan enige manier, en nou gaan ons oor na die verlossing gedeelte, kennis van die verlossing. Kennis van verlossing. Sondag wat tot wat? 4 tot 31. 5 tot 31. 5 tot 31. Okay. Is daar enige manier hoe ons uit hierdie verlorenheid kan uitkom en weer in genade aangeneem word? Ja, dan kan. As daar betaal word, wie kan betaal? Christus. Die middelaar. Hoe moet die middelaar wees? Tegelijkertijd God en mens. Tegelijkertijd God en mens, want 'n blote mens kan nie betaal nie. Hy kan nie die las van die toorn van God dra nie. Hy maak ook aan mekaar net sy skuld groter. Daarom het ons 'n regverdige mens nodig en tegelijkertijd ook God. En wie is hierdie middelaar? Jesus Christus. Jesus Christus. Waaruit weet jy dit? Die woord. Ja, uit die woord is reg, hoe kan ons dit nog sê? Uit die heilige evangelie. Waar kry jy die heilige evangelie? Net in Matteus, Markus en Lukas en Johannes? Deur die hele Bybel. Jesus sê, julle ondersoek die skrifte, want julle dink dat julle daarin die ewige lewe kry, en dit is die wat van my getuig. Die hele Bybel vertel vir ons van Jesus. Van Genesis, waar kry ons die eerste aankondiging van die evangelie? Genesis 3 vers 15. Ja, die moederbelofte. God self het aanvanklik in die paradys dit afgekondig. Daarna het hy dit deur die aardsvaders vir ons verkondig. En die heilige profete en die tempelseremonies het hy dit vir ons afgeskadu en dit het heen gewys. Uiteindelik word dit vervul in die koms van Jesus Christus self. Okay, so Jesus. Nou, deel alle mense in die verlossing in Jesus soos wat hulle deur die ongehoorsaamheid van Adam verlore gegaan het? Nee, is slegs die wat in 'n ware geloof in hom ingelei word. Dat hy slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word. Vraag en antwoord 20, En wat is 'n ware geloof? Dis 'n kennis en 'n
kennis en 'n vaste vertroue. Kennis en vertroue, nee. As ons nie kennis van Jesus het nie, hoe kan jy glo in hom? Okay. En dit help nie jy weet van hom, maar jy sit nie jou vertroue in hom nie. Okay. So dit is wat ons daar by Sondag 7 leer. Nou, vra Sondag 7,5, dit voel vir my is baie keer nogal soos 'n oorbodige vraagie, maar is belangrik daar. Wat moet 'n Christen glo? Die van die evangelie. Die beloftes van die evangelie. Ek kan amper sê die belofte van die evangelie. En waar kry jy die belofte van die evangelie? In die woord. Nou. En hoe som ons as kerk deur die eeue die belofte van die evangelie op? In die hoeveel artikels? 12 artikels. In die 12 artikels. Nou, wat is die belofte van die evangelie? God self, ek sal vir jou 'n God wees. Nee, dis die kernbelofte van die genadeverbond ook. Okay, Genesis 17 vers 7, nee, en dan, dis hoekom ons 12 artikels ook ingedeel is in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, want dit is ons drie enige God wat homself aan ons beloof, en dan begin ons nou hieroor te leer daarvan Sondag 8 af, tot by Sondag 22, leer ons God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Nou, hoe laat is dit nou, dat ek net sien, waar trek ons in ons tyd? Vrek, wat is hierdie ding se paswoord? Was hy? Okay. Goed. Nou is dit skoon van my wysie af. O ja. So ons het nou kom ons het ons geleer van Sondag, kan ons sê Sondag 8 af tot by Sondag 22 die 12 artikels met as kerninhoud God wat homself aan ons beloof en wat hy vir ons doen om ons met hom te verenig weer in 'n verbondsverhouding. Nou sê Sondag 23, wat baat dit jou dat jy dit alles weet? Dat jy dit nou alles glo en dat jy al hierdie goed geleer het. Wat help dit jou? Dat ons voor iets is. Dus in Christus voor God geregverdig. In Christus voor God geregverdig. Nee. In Christus. Hoe is 'n mens in Christus? Sommer outomaties. Deur die geloof. Deur die geloof is ons in Christus. Deur die geboorte is ons in Adam. Deur die geloof is ons in Christus. Nou ons gaan vandag nog meer daaroor leer en ons het by Sondag 20 eintlik ook al geleer dat dit die Heilige Gees is wat ons in Christus inlyf deur 'n ware geloof. So die Heilige Gees is ook die een wat die geloof opwek in ons deur die wedergeboorte. Maar ons moet in Christus inkom. Nou deur die geloof is ons in Christus en in Christus ingelyf is ons ook voor God regverdig. Wat beteken daai voor God regverdig? As ons daar by Sondag 23, wat het ons daaroor geleer? Hoe is ons regverdig voor God? Wat beteken dit? Is ons regverdig voor God omdat ons so voel? Nee, want my gewete kla my nog aan dat ek baie swaar teen sy gebooie oortree. Nee? Is ons regverdig voor God omdat ek die regte geneigtheid het? Nee, want ek is nog steeds geneig om God se gebooie baie maal te oortree. Nee? So is ek dan regverdig voor God? Genade alleen. Genade alleen, ek stem saam. Met genade alleen, sonder verdienste. Maar daar's iets baie belangriks. Deur die middelaar. Die middelaar betaal. Hy het vir my skuld betaal. Hy het in my plek die wet nagekom. En sy verdienste word vir my gegee. Die hele wat ons laas hier geskryf het, dit word vir ons opgeskryf. Okay. En toe was ons by Sondag 24 laas keer. En toe sê ek, maar kan ons goeie werke dan nie tog ons geregtigheid voor God wees? Of 'n deeltjie daarvan nie? Daarom ten minste wragtig kom dan. Is ons dan nou so sleg? Nie eers 'n gedeeltjie nie. Nee.
Dus goeie werke is nog steeds deur sonde besmet. Ja, ons goeie werk onthou julle, die Rooms-Katolieke sê ons leer soos die evangelie leer toegerekende geregtigheid. Dit word opgeskryf. Jy is skuldig. Skryf 'n bietjie weer hierso neer. So ons het nou hierdie lekker deel gegaan. Hierso kom ons by dankbaarheid en ons gaan nog meer daaroor leer. Kom ons skryf net weer. Die evangelie leer vir ons veral daar in Romeine 4 dat dis 'n skuldkolom betaal en hier is my naam kom ons sê nou maar so Piet skuld wat doodstraf plus 10 gebooie. Volmaak nog. Wie betaal? Jesus. Okay. Of jy moet self betaal, wat ons nie kan nie. Of wanneer jy in Christus is deur die geloof, dan betaal Jesus vir jou. Jesus betaal. Wat sê die Rooms-Katolieke? Hulle sê Christus. So dis ek wil net gou sê, dis hoe ons regverdig verklaar word. Wat sê die Rooms-Katolieke? Ja? Hulle sê Christus se genade is in ons uitgestort, so nou kan ons goeie werke doen. Daar sê met ander woorde, jy word regverdig verklaar by die eindoordeel. En Christus se genade stel jou wel in staat om nou in hierdie lewe te begin werk en dan jou betaling op te bou. Nou kom jy daar aan die einde van jou lewe, dan het jy nog nie genoeg opgebou nie. Wat gebeur dan? Gaan jy lief vir Dan gaan jy in die vagevuur in. En dan moet jy nou hoop en bid, daar's een of ander mens wat kliphard vir jou gaan bid om jou uit die vagevuur uit te kry. Of as jy nie nou glad nie in Jesus se glo, dan gaan jy hel toe, né? Maar dit bring geen sekerheid nie en daar's ook nie sekerheid of jy ooit uit die vagevuur uit gaan kom nie. Want gaan dit genoegsaam wees al die heiliges se gebede vir jou om jou geregtigheid voor God op te bou? Nee, dit is 'n probleem. Die tweede probleem daarmee is dat dit verplaas weer die werk na jou toe, terwyl Paulus sê Romeine 4 vers 5, hy wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig verklaar. Nie werk nie, maar glo. Okay? Baie belangrik. So ons geregtigheid voor God is nie 'n stukkie van my werk nie, ook nie enige iets van my werk nie, want my werk is onvolkome, dis onvolmaak, selfs al is ek 'n nuwe mens wat in Jesus Christus glo. En dit wat God soek is volmaakte werk. Nou het ons ook gesê, maar maak hierdie leermens dan nie onverskillig nie. Nee, want dit is onmoontlik dat iemand wat in Christus is, nie gaan dankbaarheid bewys nie. Ja, dis onmoontlik dat iemand wat in Christus is, nie ook vrugte van dankbaarheid sal wees. En ons het van daai meisie gelees in Lukas 7 laas keer. Jesus sê, haar sonde wat baie is vergewe, want sy het baie lief. Beteken dit haar baie liefde het veroorsaak dat haar sonde vergewe is? Sy het baie lief dat al haar sondes vergewe is. Sy het baie lief want haar sondes is vergewe. Haar baie liefde is 'n merkteken van haar vergifnis van sondes, want sy is net so oorstelp van blydskap van die goeie Jesus wat haar sondes wegvat. En dan sy hom lief, dan kry sy hom lief. Dis wat met ons ook gebeur. Kom by ons 'n nuwe begeerte wanneer ons in Christus ingelei word en ons sien wat hy vir ons doen, dan kom daar by ons 'n nuwe begeerte na God toe en na sy wil toe. Dis hoekom ons Jesus heeltyd moet sien. Ons moet die mooiheid van Jesus raak sien en die wonder van Jesus raak sien. Wie Jesus is en wat hy doen. Nou goed, dit bring ons nou by Sondag 25 waar dit gaan oor sakramente. Dis nou 'n hele nuwe besigheid waaroor ons vandag moet begin leer. En wat wonderlik is. Maar kom ons doen eers 'n vragies. Goed, afdeling A se vragies. Vragie 1. Wie
werk die geloof in ons harte? Wat sê jy, Johannes? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk die geloof in ons harte. Nou ons het vandag bietjie meer daaroor leer. OK, kry julle kyk maar daar kom. Nee, is OK. Goed, kom ons hou net so. Goed, so die Heilige Gees werk die geloof in ons harte. Dis 'n belangrike ding, ons het vandag meer daaroor leer. Waarmee werk die Heilige Gees die geloof in ons harte? Met die woord. Met die woord. OK. Sal ook daaroor meer leer. Waarmee versterk die Heilige Gees die geloof in ons harte? Met die sakramente. Met die sakramente. Nou, net bietjie iets hierso kyk. Ja, nee, dis reg. Goed, deur die sakramente. Nou, 'n sakrament is 'n teken en 'n seël en ons gaan ook nog daaroor meer leer. Nou sê dit, wat word bedoel met die woord teken? Wat sê jy? Ek kan nou nie onthou wie het nou laas antwoord nie. Wat sê jy, Johannes? Die teken help om die evangelie beter te verstaan. Ja, dis soos 'n prentjie, né? Dit is vir ons soos 'n opvoering, kan ons amper sê, 'n skildery, 'n videoklip, as 'n mens wil. OK? Van die evangelie. Nee, en wat interessant is, 'n mens maak nie jou eie video's daaroor nie. 'n Mens vat die video wat die Here gee. Nee, want dit is 'n genoegsame video en 'n genoegsame woord. OK. Dis 'n teken wat in 'n teken wys iets altyd, net soos 'n mens kan dink amper selfs aan 'n gewone padteken. Hey, as jy 'n stopteken sien, dan weet jy, hy sê jy moet stop, jy weet. Teken nie met ry nie, want dan dit gaan 'n probleem wees. Die stopteken sê stop, dan moet jy dis 'n teken wat sê stop. Nee, dit wys op iets. Nee, dit wys daarvoor is 'n stopstraat waar jy stop. OK. Of 'n teken van potholes. Dit sê daar's potholes aan die pad. Die teken is 'n teken van iets wat werklik daar is, nê? Nee, die teken van die stopstraat sê daar's werklik 'n stopstraat. OK? En die teken van die potholes sê daar's werklike potholes, en die teken van die evangelie wys vir jou op die werklikheid van die evangelie. Nee, dis 'n heenwysing daarheen. OK, en wat word bedoel met seël, Marie? Wat sê jy? 'n versekering. Dis 'n versekering of 'n waarborg, nee. So 'n teken sê 'n sakrament wat 'n teken is, sê nie maar net vir iets, hy waarborg ook vir jou, hy verseker jou daarvan. OK? Verseker jou daarvan. OK. Nou wat beeld die doop en die nagmaal af? Waarvan, ons kan nou eintlik sê, waarvan is die doop en die nagmaal 'n teken en 'n seël? Wat sê jy, Johannes? Christus se kruisoffer. Ja, dit wat Christus doen om ons te verlos. Dis 'n prentjie van die evangelie van Jesus Christus en hoe hy ons verlos, met alles wat dit inhou. OK. Goed, en dan noem die sakramente van die Ou en die Nuwe Testament. Wat sê jy, Marie? Die Nuwe Testament is die doop en die nagmaal. Die Ou Testament is die besnydenis en die Pasga. OK, so dis die tekens en die seëls van die Ou Testament, is die besnydenis en die Pasga, en die Nuwe Testament het gekom nou, doop en nagmaal. Goed, kom ons kyk 'n bietjie gou na daai volgende vragies. Hoe werk die Heilige Gees geloof in ons harte volgens Romeine 10 vers 14 tot 17? Wat sê jy daarso, Johannes? Deur die woord. Ja, deur die woord, né? Goed. Wie het aan Abraham in Genesis 17 opdrag gegee om die manlike lede van die verbond te besny? Wie het dus die besnydenis ingestel? Wat sê jy, Marie? Johannes? God het dit ingestel, nee. Okay. Wie het die doop ingestel volgens Matteus 28:19? Christus. Christus, nee. Okay, nou goed, kom
Kom ons vat ons katekismusboekies en dan werk ons vandag 'n bietjie deur. Ek wil heel eers hê ons moet 'n bietjie tyd spandeer net by vraag en antwoord 65. En dan dink ek moet ons dalk volgende keer aangaan by vraag 66, 67, 68, dan doen ons dit. OK. So ons gaan dalk so 'n bietjie volgende keer ook stil staan hier by Sondag 25. Goed, dan kom ons kyk nou eers dan, hè. Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so 'n geloof vandaan? Nou, ek het die Here vra, hoekom dink julle vra die katekismus hierdie vraag? Terwyl ons slegs deur die geloof deel het aan Christus en al sy weldade, hè? Waar kom hierdie geloof vandaan? Nou, ek wil net eers, voordat ons enigsins verder gaan, wil ek eers dit vra. Ons kry deur die geloof deel aan Christus en sy weldade. Beteken dit my geloof verdien dan tog iets? Want by Sondag 24 het ons gesê, verdien ons werke nie iets nie, is ons werke nie 'n deel van ons geregtigheid of ons geregtigheid nie, dan kan ek vra, maar doen is my geloof nie dalk ook so 'n bietjie 'n verdienste nie? Hoekom nie? Want jou geloof is slegs dit waarmee jy aanneem wat Jesus alles vir jou doen. Ja, jou geloof is slegs dit waarmee jy aanneem, nê? En verder, ek dink dit is die belangrike ding, Johannes, ons sê ook, as ons nou ons Bybels oopmaak 'n bietjie daar by Romeine 4, want hierdie is vir my nogals belangrik, ons moet hierdie baie mooi in ons kop hê. Romeine 4, by versie 5, sê Paulus, of versie 4 sê Paulus, aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, na verdienste. As jy werk, verdien jy. OK, as jy werk, verdien jy. Nou sê Paulus in versie 5, aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig. So, geloof is iets wat jy doen, maar is nie 'n werk waarmee jy verdien nie. En by dit alles, wanneer glo jy in God, of in Jesus? Luister 'n bietjie mooi na hierdie versie. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig. So wanneer glo jy in Jesus? Jy nie werk nie. Wanneer jy werk nie, ja, en wanneer nog? Wanneer God jou regverdig. Ja, en wat nog? Hoor mooi. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig. En glo in hom wat die goddelose regverdig. So ek is Goddelose. goddeloos. Wat verdien goddelose? Ja. Maar ek sê, Here, ek is 'n goddelose. Hier is goddelose nou voor U. En regtig, Here, goddelose kan nou nie iets na U toe bring waarmee ek iets verdien nie. Want ek is goddeloos. Ook my geloof. My geloof is nie 'n stukkie verdienste nie. Geloof is waarmee ek wegloop van ou self af, wat gesê het, maar jy kan jouself met jou goeie werke uit hierdie gemors uitred. Nee? Jy loop weg van hom af. Of geloof loop ook weg van die een wat sê, ag, moenie na God toe gaan nie, jy kan vir jouself die beste lewe gee. Sê ek, maar hier is nie die beste lewe nie. Ek loop na Jesus toe. En wat doen jy by Jesus? Soos die verlore seun. So, hy sê, ek is nie werd om die kind genoem te word, en maak my een van die diensknegte. Jy maak nie aanspraak op enige iets nie, niks nie, maar die Here gee vir jou regverdig verklaar. Nee, maak dit sin. Maar om dit natuurlik nou te doen, om so na die Here toe te gaan, moet jy kennis hê, en dit kry jy deur daar die evangelis wat vir jou kom preek daar by die varkhok, waar jy sit en sê, maar hier het ek toe nou nie die beste lewe nie. En as ou fariseer daar opdaag en hy sê vir jou, ja, maar probeer net nog harder, dan sê evangelis, maar dit gaan ook nie werk nie, want eintlik maak jouself net nog erger skuldig, en gaan na God toe, God is 'n goeie God, en daar gaan jy toe nou. En dis wanneer jy glo. Nee. Maar nou, waar kom hierdie geloof vandaan? Met ander woorde, die geloof waarmee ek niks verdien nie. Want hier is nou 'n stryk. Baie keer kan ons as gereformeerdes sê,
Ek word nie deur my werke gered nie, maar as ek geloof het, dan doen ek, my geloof, die Here gee vir my geloof, en dan kan ek tog ietsie met my geloof verdien. Waar is ons dan? Is ons dan by regtige evangelie? Nee, dan sien jy by wetties. Dan as jy weer by wetties, dan is jy terug by die Rooms-Katolieke, want die Rooms-Katolieke sê dit ook. Glo in die Here en dan kry jy 'n manier om te begin verdien. Glad nie. Geloof verdien nie. Geloof verdien bokkerol nie, niks nie. OK? Selfs al sou ek uit my eie vrye wil kon glo, dan verdien dit nog steeds niks nie. Maar ons kan nie uit ons eie vrye wil glo nie. Ook nie eers dit nie. Met ander woorde, ek kan nie uit my eie die besluit neem om te sê, ek wil nie verdien nie. En ek kan nie verdien nie. OK? En ek kan nie uit my eie die besluit neem om te sê, maar ek kan nie vir myself die beste lewe gee nie. Ek kom net nie daarby uit nie. Ek kan nie daarby uitkom te sê, ek wil met leë hande na God toe gaan nie. Ek sê net, nee, dis vir my te erg, dis vir my te vernederend, ek kan nooit daar gaan nie, want dan moet ek sê, ek is sleg. Ek wil nie dit doen nie. OK? Hoekom nie? So hoogmoedig. Dit is hoogmoedig, ek stem saam, maar hoekom is ons hoogmoedig? Dit is totaal onverdorven. Want ons totale verdorwenheid doen dit. Ons totale verdorwenheid doen dit. OK? So baie, ek wil hier om te regtig probeer om hierdie te onthou wat ek sê. Baie mense dink, jy verdien tog ietsie met jou geloof. Maar hulle sal sê, maar ons het nie geloof nie. God moet vir my die geloof gee. Dis 'n dwaalleer waarmee hulle besig is. Want hulle sê, dan gaan jy met geloof iets doen. Geloof doen niks en verdien niks. Ons moenie by daai dwaalleer vaskom, gaan vashak, dis 'n dwaalleer. Want dan sê jy, God help my om iets te verdien. God help jou om nie iets te verdien nie, God gee vir jou alles verniet. OK. Maar ons krisis is, in ons totale verdorwenheid, wil ek nie kom by die punt, dat ek moet sê, maar ek moet glo nie, dus, ek moet glo gaan besê, ek kan nie verdien nie, want ek is te sleg, ek is horribaal sleg. En ons totaal verdorwe natuur kan dit nie aanvaar, en veral in ons moderne tyd, waar al heeltyd vir jou vertel word, hoe goed is jou selfbeeld, en hoe goed met jy op jouself vertrou, en allerlei nonsens. Dit maak dit nog erger, dit maak dat ek nooit kom by die punt wat ek sê, ek is horribaal sleg, deur en deur sleg, so sleg dat ek niks goeds kan doen nie, en net geneig is om God te haat nie. En daarom, wanneer die, dis hoekom die katekismus hier vra, so waar kom daai geloof dan vandaan? Net die Heilige Gees werk dit. Die Heilige Gees werk dit. OK, maak dit vir julle sin, as ek dit nou so sê. Nou ek wil hê ons moet net so 'n bietjie daarop ingaan vandag. So ons gaan nog nie by sakramente stil staan vandag. Ons gaan nou net 'n bietjie ons Bybels vat en ons gaan kyk hoe werk daai ding van die geloof wat die Heilige Gees werk. Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so 'n geloof dan vandaan? Dan staan nou die Heilige Gees werk dit in ons harte. Die Heilige Gees werk dit in ons harte. OK. Nou, kom ons praat 'n bietjie daaroor. Die eerste plekkie waarna ons kan kyk is 2 Korintiërs. Kom ons blaai ons Bybels na 2 Korintiërs. 2 Korintiërs hoofstuk 4 versie 13. OK, Marie, lees jy 'n bietjie vir ons daar? En omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. OK. Nou,
In hierdie versie is daar 'n frasiekie. Daar is 'n frasiekie wat sê Gees van die geloof. Gees van die Nou sal ek sê, die katekismes sê, die Heilige Gees werk die geloof in ons harte. Hoe wys hierdie frasiekie vir jou, dat die Heilige Gees werk die geloof? As ons lees Gees van die geloof, kan ons uit daai frase uitkom by Gees werk die geloof? So die geloof kom dan van die Gees. Ja, dan sal ons sê met ander woorde, hierdie deeltjie van die sinnetjie, sê ons, vloei voort uit daai uit. Ja, ons sal sê, die Gees is die bron, en hierdie is die rivier, of die stroom. Nee, die Gees is die bron en die geloof is die stroom. Die Heilige Gees is die oorsaak of die bron van die geloof. Ok, so ons kan met dit werk. Maar ek dink ons kan ook 'n bietjie werk met die, kom ons dink 'n bietjie, kom ons maak ons Bybels oop by 1 Johannes 5 vers 1. Kyk 'n bietjie, wie kan 1 Johannes 5? Johannes, lees jy 'n bietjie vir ons 1 Johannes 5 vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. Ok, kom ons gaan net tot daar. So met ander woorde, hierdie sinnetjie sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, so met ander woorde, ek glo, en as Johannes praat van dat Jesus die Christus is, sê ook daarmee ek glo in Jesus Christus, ek glo in Jesus Christus. Ok? En dan is daar nog iets wat daar sinnetjie sê. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit Christus gebore. Nee. Of is uit God gebore. Ok? Met ander woorde is uit God gebore. So wanneer ek glo, is ek ook uit God gebore. Okay, so hou 'n bietjie vas. Kom ons blaai nou na Johannes 1 toe, net gewone Johannes. Johannes 1 versie 12 en 13. Kos dis 'n bietjie. Marie, lees jy vir ons Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. So ek neem Jesus aan en Jesus gee my die reg om 'n kind van God te wees. Ok? Nou,
Lees 'n bietjie vers 13 Johannes. Wat nie uit Goed, ja goed, lees hom. wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Aha, daai wat waarmee vers 13 begin, waarna toe wys hy terug? Vers 12. Ja, hy wys terug na vers 12 toe en wat in vers 12? As ek hom nou moet link aan iets daar in vers 12. Vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil of uit die vlees van of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. So waaraan link daai wat van vers 13? Waaraan koppel hy? Die wat in sy naam glo. In sy naam glo, aan hulle wat in sy naam glo. Wat? So met ander woorde, vers 13 beskryf almal wat Jesus aanneem of wat in Jesus glo. OK? So hoe beskryf vers 13 daai ouens wat glo? Hulle is uit God gebore. Hulle is uit God gebore. Hy sê eers wat hulle nie is nie, hulle is nie uit die bloed, hulle is nie uit bloed gebore nie. So as jy Jesus aanneem, dan beteken dit, jy's nie net gewoon uit bloed, want ons is almal op 'n manier uit bloed gebore. Okay? Maar nee, daar het iets met jou gebeur. 'n Gewone mens neem sommer nie net vir Jesus aan. Jy is ook nie uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, nee, dis daai uit bloed, uit die wil van die vlees, uit die wil van 'n man sê 'n gewone mens. Gewone mense ons almal is uit bloed, uit die wil van 'n man, uit die wil van die vlees. Dis hoe ons almal van nature is. Maar sulke ouens neem nie Jesus aan nie. Wie neem Jesus aan? Wat uit God gebore. Uit God gebore is. Ek neem Jesus aan. Ons kan net so sê, ek is uit God gebore. Wat beteken? So met ander woorde wat ons hier sien is, wanneer ek Jesus aanneem, dan is ek ook uit God gebore. Dis wat ons hier raak sien. Nee. Wanneer ek in Christus en Jesus glo, dan is ek uit God gebore. Wanneer ek Jesus aanneem, dan is ek ook uit God gebore. Nou wat beteken dit om uit God gebore te wees? Kom ons blaai ons Bybels na Johannes 3 toe. Wat sê Johannes 3? Kom ons lees daar van versie 1 af. Okay, Johannes, jy lees 'n versie, ek lees 'n versie, Marie lees 'n versie, dan lees ons tot by versie 8. Okay? Versie hoofstuk 3, vers 1. Okay, lees jy vir ons vers 1, Johannes? En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus en 'n owerste van die Jode. Okay, hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat uit God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar, ek sê vir jou, as van iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Okay, so daar praat Jesus nou van, jy moet weergebore word, anders kan jy die koninkryk van God nie sien nie, anders kan jy die koninkryk van God nie ingaan, weergebore word. Okay, goed. Ons het hierso uit God gebore, hier hoor ons nou, hier praat Jesus van weergebore. Goed, kom ons gaan aan. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Okay? Dit is soort van weergebore, nou is van geboorte uit water en gees. Okay? Nou sê ons nou, Jesus, maar dit is, ons sukkel dalk nog om te verstaan, maar kom ons lees net aan. Kom ons luister verder wat sê Jesus. Okay, versie 6, Marie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Okay, uit die vlees gebore is vlees, uit die gees gebore is gees. Goed.
versie 7, Johannes. Moenie julle verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weergebore word nie. Dan sê vers 8, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar en waar, of jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. So ek dink wat ons hier moet leer is, Johannes 3 vers 8 sê, Johannes 3 vers 8 sê, uit God gebore, is 'n werk van die Gees. Kan jy maak dit sin vir julle? Okay? En wat versie 8 ook vir ons sê, as Jesus praat oor wedergeboorte met Nikodemus, en hy praat oor geboorte uit water en gees, dan weet ons, dis iets wat die Heilige Gees in jou doen. En daar begin ons nou by 2 Korintiërs 4:13 nou kom, die Gees van die geloof. So dit is elke wat Jesus Christus glo, is uit God gebore. Nee, as ek Jesus aanneem, is ek uit God gebore. Uit God gebore is 'n werk van die Heilige Gees. So wat ons hier raak sien is, uit onsself uit, glo ons nie. Want dis daai totaal verdorwe natuur van ons. Maar die Heilige Gees werk die wedergeboorte. En dan kan ons glo. Okay, maak dit sin. Die Heilige Gees werk die wedergeboorte en dan kan ons glo. Nou wat met my gebeur is ek nou, daar was totaal verdorwe, ek lewe met daai, ek sal myself uit hierdie gemors uitpresteer deur hard te werk om die wet na te kom en ek word net so fariseer wat heeltyd sê, ek moet hierdie wet doen, ek moet daai doen en op Sondag moet ek nou wragtig waar nie te ver stap nie, want dan moet ek dit en jy maak al die wettiese reëls en so gaan jy aan en dink jy, o my God, hou vreeslik baie van as ek hierdie dinge doen. Okay? En tussentyd ek besig om myself te vertrou, ek is eintlik besig om my eerste gebod te oortree. Ek word my eie God wat myself probeer verlos en so word ek net al hoe dieper in die gemors. En by dit alles, ek kan nie die wette volmaak nakom nie. Okay? Of ek leef soos daai verlore seun wat vir die pa sê ek soek my deur in daai gat in. Sê ek vir myself die beste lewe gee. En jy hou net daarmee aan en jy het hierdie lekker ryk man lewe en jy het jou jacuzzi en jy gaan nooit kerk toe nie en maak net potjie kos op Sondag en drink lekker brandewyn en coke en so gaan jy maar nou net lekker deur jou lewe, want alles is net fyn. Okay? Ek sê vir myself die beste lewe gee. Nou wanneer die Heilige Gees die wedergeboorte werk, ewe skielik sien jy. Jy sien. Kyk 'n bietjie, kom ons blaas Bybels na Jesaja toe. Jesaja 42. Kyk daar by versie 6. Lees 'n bietjie vir ons versie 6, Marie, en dan Johannes, jy lees versie 7. Ek die Here het u geroep in geregtigheid. Goed, stop net gou daar. Die Here praat en hy praat met sy knegg. Dis 'n profesie van Jesus. Okay? As die Here hier praat, ek het u geroep, dan is daai u die knegg van die Here wat mens van lees daar in Jesaja 42 vers 1 en dit is Jesus. Okay, so nou sê die Here, ek het u geroep in geregtigheid, ja? Ek vat u hand en behoed u en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies. Okay, Johannes? Om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenisse, diegene wat in die duisternis sit. Nou sien julle hoe lyk ons krisis as ons totaal verdorwe is en verlore is? Ons het blinde oë, ons sit in duisternis. So dis nie asof ons met siende oë in die duisternis sit nie. Ons sit met blinde oë binne in die duisternis. Ons weet nie eers dis duisternis nie. Ons weet ook nie ons is eers in 'n tronk nie, want ons is blind. Nee? Dit is soos mense wat in 'n tronksel blind gebore word. En daar is 'n ou toilet wat verstop is. En dis al water wat daar is.
En hulle eet elke dag die gemorskos wat ingegooi word en hulle drink van daai verstopte toiletwater en hulle dink dit is die lewe. Dis hoe dit werk. Jy weet van niks nie. Jy's blind binne in donkerte. Nou, wanneer Jesus deur sy Gees die wedergeboorte werk, ewe skielik sien jy dit. Jy sê, maar hier is nie reg nie. Hier's 'n probleem. Ek is verlore. Ek is 'n gevangene. Ek is binne 'n kerker. En ek kan nie hier uit nie. Nee. Maar dan ewe skielik dan sien jy hier verskyn 'n man. En hy sê, ek sal jou uitvat. En jy glo in hom. En hy maak die deur oop en daar loop jy in hierdie pragtige paradys in. Nee, dis hoe die wedergeboorte werk. Dit is die oë wat oopgemaak word, sodat jy jou krisis kan sien, sodat jy Jesus kan sien, sodat jy jou geloof in hom kan sit, sodat jy na hom toe kan gaan. Okay? So hier's nou nog iets wat ons moet raak sien. Die moment wanneer hierdie gebeur, dan gebeur daai. So as wedergeboorte gebeur, dan gebeur geloof. Okay, so dis goed wat saamgaan, want dis hoe daar sinnetjies in die Bybel ook werk, né? Wanneer wie in Christus glo is weergebore, is ons uit God gebore. As ons Jesus aanneem, dis hulle wat uit God gebore is. So dis goed wat jy net nooit los kan maak van mekaar af nie, né? Maar logies, in 'n logiese volgorde, nie in 'n tydorde nie, in 'n logiese volgorde. Ek sê nou vertel wat ek bedoel met logies en tyd. In 'n logiese volgorde gaan die wedergeboorte eerste en dan die geloof. Maar dis nie 'n tydorde van jy's weergebore 10 jaar terug en vandag begin jy glo nie. Nee, dis goed wat altyd dadelik by mekaar is. Die ou wat weergebore is, deur die Gees gebore is, hy glo want is die Gees van geloof. Kyk, as jy weergebore is, dan begin jy sien, jy begin glo. Maak dit sin? Ja. Ha? Dit is ons kan sê soos 'n vuurtjie, né? So 'n vuur. Okay, wat is rondom die vuur? As daar 'n vuur is, dan is daar hitte. Nee. En dit is hoe dit ook werk met ons wedergeboorte. Wanneer daar wedergeboorte is, dan is die wedergeboorte soos die vuur. As daar vuur is, dan is daar hitte. Wat is die hitte? Die geloof. OK, maak dit sin vir julle. So, wanneer ek in Jesus glo, dan is ek ook weer gebore. Dan het die Heilige Gees wedergeboorte in my gewerk. Maak dit sin vir julle? Dit is wonderlik eintlik, né? Weet 'n mens wanneer is jy weergebore? Ja, die Gees open. Hoe sê jy, Marie? Ja, Okay, as jy sê 'n mens doen, hoe sou jy sê, hoe weet 'n mens? want die Gees wys jou op Christus en as jy Christus sien, dan sien jy op wat hy kan doen. Ja. Met ander woorde, in daai sin, jy weet jy's weergebore want jy glo. Okay. Maar nou, hier is die vraag, weet jy wanneer jy weergebore is? Ek dink nie altyd nie. Party mense kan, ek dink dit is wel so dat party mense se kom so radikaal tot geloof, veral mense wat buite 'n kerkhuis, buite 'n verbondshuisgesin groot geword het. Ons het dit nou nie oggend al by die huisgodsdienst ook gepraat, nie? Wanneer jy dan is jou lewe ook verskriklik vieslik.
Want jy lewe nie onder die Here se wette nie, né? Daarom is jou lewe chaoties. Nou kom jy tot bekering of jy kom tot geloof en ewe skielik sê jy maar hierdie en daai beweging is baie radikaal, nê? Wat jy uit dit uit weggaan. Okay. En baie keer sulke ouens kan vir jou sê, nee, dit was op daardie dag gewees. En dit is fyn. Maar sien nou maar jy het nie so 'n dag nie. Is dit dan 'n probleem? Nee. Nou, nee. Want jy word dalk in 'n verbondshuis groot en die omgewing is reg. Dus as jy tot geloof kom, dan verander jou omgewing nie baie nie, maar jy het nou regtig tot geloof gekom, jy glo regtig in Jesus, jy verstaan dat jy dat jou geloof in Jesus moet sit en dit het gebeur saam met wedergeboorte, maar jy kan nie heeltemal sê watter dag het jy nou so begin glo nie. Nou, okay. So sê nou maar Jesus nog 'n vraag. Sê nou maar julle het ek en ma was net vrek dom gewees. So ons het nie geweet wanneer is julle geboortedag en jare nie. Beteken dit omdat jy nie 'n verjaarsdag het nie, jy is nie gebore nie. Nie die ligheid geval. Jy weet net nie wanneer is jou verjaarsdag nie, maar jy is beslis gebore. Wat is die bewys van jou geboorte? Jy lewe. Dis die bewys van jou geboorte. Net so is die bewys van jou wedergeboorte jou geestelike lewe. Jou geestelike lewe is jou eerste geloof. Dis meer ook, maar dit begin by geloof. Okay, maak dit vir julle sin? Okay. So ek dink dis baie belangrik. Die merkteken van ware wedergeboorte is die geloof in Jesus. Okay. Goed, so ek dink dis belangrik. Nou sê die katekismus, maar die Gees werk die geloof met die woord. Ons het nog net gepraat van die Gees se werk. Maar die Gees gebruik die prediking van die woord. Kom ons kyk gou daarna, dan sluit ons af. Ons het nou presies 3 minute om dit te doen. Maar kom ons doen dit. Kom ons blaas Bybels na 1 Petrus hoofstuk 1 toe. In Petrus 1 vers 23. Okay. Wie sou vir ons lees? Kom ons sê Johannes, lees jy vir ons. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Wat leer ons daaroor hoe ons weergebore is? Onverganklike saad. Ons is deur onverganklike saad weergebore, dit beteken ook 'n weergebore mens gaan nie weer dood nie. Nee, met 'n gewone geboorte gaan ek dood, want dit is verganklike saad. Maar 'n wedergebore mens is onverganklike saad, het nou die ewige lewe ook. Maar nou, hoe verduidelik Petrus vir ons daai onverganklike saad? Hy sê dit is nog ook wat? Wat is daai onverganklike saad waardeur ons weergebore is? Die lewende woord van God wat bly tot in ewigheid. Die lewende woord van God. So, sien julle hier werk Petrus nou weer net met die woord. Ons is wedergebore deur die woord. Jesus praat van deur die Gees. Nou wie's nou reg? Albei. Met ander woorde, ons kom agter God, Jesus werk die wedergeboorte deur sy Gees met die woord. In die prediking van die woord, daar werk die Heilige Gees die wedergeboorte. Wanneer die woord gepreek word. Dit is baie soos in die begin, hè. God praat daar aan die donkerte. Hy sê donkerte, laat daar lig wees. Kan donkerte lig gee? Nee, maar na sy woord, deur sy Gees en woord, bring hy uit die donkerte lig voort. Net so bring hy in die mens wedergeboorte en geloof na vore. Wanneer hy vir die mens in sy totale verdorwenheid sê, bekeer jou, want jy's op pad hel toe. Jy's in die donkerte en blind. In daai momente werk Jesus deur sy Gees met sy woord die wedergeboorte en die geloof. Maak dit sin vir julle?
Kan nou sal nog weer ander dag ook weer hierna terug en weer hier nog oor praat. Maar ek dink dit is wat ons vandag moet leer. Dan moet ons volgende keer gaan na die sakrament versterk die Heilige Gees, die geloof. OK. So kom ons stop daar so vandag. Dan bid ons eers. Kom ons bid. Ons Vader, baie dankie dat ons nou vandag weer in die woord kon wees en net meer kon leer oor waar kom hierdie geloof dan vandaan? Hierdie geloof waarmee ons niks verdien nie, maar wat ons nie wil doen nie. En wat tog so noodsaaklik is, sodat ons met ons leë hande vol skuld na U toe kan kom, Here Jesus. U wat ons uit die kerker uitlei. Dankie dat U in die kerker inkom en vir ons oë gee om ons krisis te sien, maar ook vir U. Ons loof U daarvoor, Here, en ons bid dat U dit net in ons doen en dat U ook hierdie geloof vir ons versterk en Here, ons wil U loof en prys ook vir U goeie werk wat U doen. Amen.